Christian Hoggenwyk was 'n Noorweegse mediese sendeling in Ethiopië. Hy was gebore in 1911 in 'n klein dorp in die suide van Noorwe. Sy familie het Adventiste geword toe hy omtrent 5 jaar oud was. Na graad 12 ontvang Christian finansiële ondersteuning van die Adventiste hoofkantoor in Oslo om medies te studeer om 'n sendeling te word. Aan die einde van sy studies word hy gestuur na die noorde van Noorwe en word hier opgelei as chirurg. In 1949 kry hy oproep om 'n siek dokter se plek in te neem in Ethiopië en hy verlaat sy huis gewilliglik saam met sy vrou en 2 dogters. Aanvanklik het Dr. Hoggenwyk nie baie pasiënte gehad nie, maar baie gou vind hy uit hoekom. Mense was bang dat indien hulle tot sterwe sou kom in die Adventiste fasiliteit, hulle nie in die hemel toegelaat sou word nie. Op 'n dag kom 'n jong man by die hospitaal aan met 'n verstopte darm. Die familie het vir Dr. Hoggenwyk gevra of hy kan waarborg dat die operasie 'n sukses sal wees. Die dokter kon slegs beloof om sy beste te doen en het die familie laat besluit om nie voort te gaan met die prosedure nie. Na 2 dae was die pasiënt so siek, hy het gevoel of hy kan doodgaan. Hy het Dr. Hoggenwyk gevra om asseblief iets te doen, selfs al sou dit 'n operasie beteken. Dr. Hoggenwyk het gebid vir leiding en toe die operasie uitgevoer. Deur God se genade was die chirurgiese ingryping suksesvol en die man kon uiteindelik huis toe gaan. Die nuus oor die suksesvolle operasie het vinnig versprei en Dr. Hoggenwyk het daarna baie pasiënte begin kry. Hy was nie net 'n dokter nie, hy het ook die werk van 'n elektriesien, 'n loodgieter, 'n skrynwerker, 'n bouer en 'n motorwerkkundige gedoen. Dikwels sou hy onder 'n motor lê en werk met sy hande swart gevlek met olie wanneer 'n verpleegster van die hospitaal sou kom om hom vertel dat pasiënte gereed is vir hulle operasies. Hy sou dan sy hande skrop en opereer op 'n vergrote skildklier of 'n pasiënt wat 'n moeilike bevalling het. Hierdie dokter was baie lief vir die mense van Ethiopië en wou graag alles in sy vermoë doen om hulle te help. Hy het hulle help deur naaimasjiene, motors en ander meganiese toestelle reg te maak. Hy het baie arm studente bemagtig om 'n opvoeding te bekom. Hy het daarvan gehou mense te leer om hulle self te help. Een oggend in 1975, nadat Dr. Hoggenwyk vir 26 jaar in Ethiopië gewerk het, het 300 diewe die hele hospitaal geplunder en verwoes. Hulle het sy huis afgebrand en gedreig om hom en sy vrou dood te maak. Hulle het gevlug en in 'n vriend se huis geskuil. Die volgende dag het hulle 'n vlug na die hoofstad Addis Ababa geneem. Mense dink dat Dr. Christian Hoggenwyk terug na Noorwe sou gaan na hierdie vreesaanjaende terugslag, maar in steede daarvan het hy na Gimbi Hospitaal in Wes-Ethiopië verhuis waar hy gewerk het tot en met sy aftrede. Hy het aangehou om God te dien tot sy dood in 94 op die ouderdom van 83. Besoek encyclopedia.adventist.org vir meer verhale oor pioniersendelinge.